Jesus se ouers het elke jaar vir die fees van die Pasga na Jerusalem gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle ouder gewoonte vir die fees daarheen gegaan. Na die afloop van die fees het hulle teruggekeer, maar die kind Jesus het sonder sy ouers se medewete in Jerusalem agtergebly. Omdat hulle gedink het dat hy elders in die reisgeselskap was hulle reeds 'n dag lank op pad, voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle teruggedraai na Jerusalem om hom te soek. Na 3 dae het hulle hom op die tempelterrein gekry, waar hy tussen die leermeesters sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verstom oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle baie ontsteld. Sy moeder sê toe vir hom: "Kind, hoe kon jy so iets aan ons doen? Kyk, jou vader en ek het angstig na jou gesoek." Maar hy antwoord: "Waarom het julle na my gesoek? Het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie?" Hulle het egter nie verstaan wat hy vir hulle gesê het nie. Toe het hy saam met sy ouers vertrek en in Nasaret aangekom, en hy was gehoorsaam aan hulle. Maar sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder die mense. Tot sover. Kom, onthou julle die pelgrims? Ons het al 'n paar keer van die pelgrims gepraat, wanneer ons uit van die pelgrimsliedere preke doen, soos Psalm 121, waarmee ons baie keer ons erediens begin. Sê ek slaan my oë op na die berge, waar gaan my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here af. Dis 'n pelgrimslied, dis 'n lied wat die volk van die Here gesing het, soos hulle na Jerusalem reis vir die viering van die geloofsfeeste. En hierdie mense het saam met mekaar gereis in 'n groot reisgeselskap. So ons kan vir onsself met gemaklikheid sê dat reis was in die Bybelse tyd baie anders as wat dit nou is. Dis nie net maklik gewees om in 'n Toyota te klim wat jy weet kan nie breek nie, en te ry see toe, en jy het rustigheid en jy stop iewers langs die pad, en ek weet ouens met Ford is bietjie meer senuweeagtig, nee, maar ons bid ook vir julle, en daar's altyd die AA ook. Maar jy stop langs die pad en jy kry vir jou 'n ietsiekie om te eet, en die kinders kan bietjie speel en bene rek. Dit was net nie so nie. En saam met die feit dat reis anders was mense ook anders. Hierdie mense het geweet, ek het die ou langs my nodig. Tegnologie het so 'n bietjie van dit van ons weggeneem, nê. Nee. Die feit dat ons so lekker independentisties op ons eie kan regkom, want ons het allerlei hulpmiddels, het so 'n bietjie daai weggeneem van ek het hierdie ou bietjie nodig in my lewe, nê. Nee. Ek onthou dit van op die plaas groot word. 'n Boer is niks sonder sy buurman nie, nê. Nee. Want daar is jy baie meer blootgestel. En hier in die stad en in die dorp is ons, ons het hoë mure op. Die mure is hoog. So die mense het geweet, ek het die ou langs my nodig, ons moet saam reis. Hulle het in groot groepe gereis, hulle het mekaar gehelp, hulle het hulle voorrade met mekaar gedeel, hulle het saam gesing, saam gesels, hulle was soos een groot familie wat mekaar se kinders vat en grootmaak en mekaar help in hierdie pad. So jy kon daarom vertrou, dat jy as jy in hierdie pelgrimsreiste na die geloofsfeeste toe gegaan het, dat jy veilig is, want die ou langs my gaan na my kyk. En dat jou kinders veilig is, want it takes a village. Die mense het mekaar se kinders grootgemaak. Hulle het seker gemaak, almal se kinders is versorg. Jy's veilig binne jou reisgeselskap. Dan hoor ons, 'n dag lank reis, Josef en Maria, dan kom hulle agter. Dis nie so dat hulle kind binne die reisgeselskap onveilig is nie. Hy's nie hier nie. Hulle het hom in Jerusalem vergeet. So, dit veroorsaak die implikasie dat hulle 'n dag lank terug moet reis. So hier is ons nou by dag 2 sonder Jesus, en dan 'n dag lank na hom soek in die stad. So hier is ons by dag 3 sonder Jesus. En as Maria hom kry, stel net, kry net gou jou ma hartie asseblief en jou pa hartie. Jou kind's weg vir 3 dae. Jy het nie 'n selfoon, jy kan hom nie bel nie. Dink net gou 'n bietjie hoe voel Maria op hierdie oomblik. En wanneer jy dan al woorde hoor, dan hoor jy dit binne die gevoelens wat jy nou voel oor die situasie. Kind, ek weet nie, van ons sal anders reageer, nê. Kind, hoe kon jy dit aan my doen? Party sal dit op 'n manier doen wat ek nie in die kerkgebou mag nie, nê. Mens kan nie die moeder se angs en vrees indink
Haar kind is vir 3 dae weg. Dis nie sy skuld nie. Mamma en pappa is bietjie skuldig, nee. Jy moet ten minste seker maak jou kind is in die kar voor jy ry. Hulle het hom vergeet, nee. So haar woede is so bietjie misplaas. Hulle het sonder hom geloop. Hy het nie vir hulle weggekruip nie. En Jesus het wys opgetree in hierdie situasie. Dink 'n bietjie daar. As jou kinders kan leer om soos Jesus in praktiese goeders ook op te tree, waartoe gaan hy? Hy gaan na 'n publieke plek vol geestelike leiers, met ander woorde mense wat hy kan vertrou in die middel van die stad. Hy dink baie slim, want hy gaan na groot mense toe wat hy kan vertrou. Hy gaan na 'n plek in die senter van die dorp waar sy ouers hom kan kom soek en hy gaan na 'n plek toe waar hy self ook dan kan leer en kan groei in die hartjie van die stad. En daar het sy ouers hom kon kry. So as 'n mens hierdie verhaal lees, dan is dit eintlik so great om bietjie iets van Jesus se mens wees. Want onthou, hy's God wat mens geword het. Filippense 2 leer vir ons hy die gestalte van 'n mens aangeneem. Hy het aan 'n slaaf gelyk geword. Dis wat daar geleer word in Filippense 2. So ons sien bietjie van daai mens wees in die verhaal oor sy kindskap. Dink daaroor. Al was Jesus God wat mens geword het, was hy onderhewig aan al die selfde menslike prosesse van groei wat ek en jy onderhewig is. Hy's gebore as 'n baba en hy moes opgroei as 'n kind. Moes leer om te werk met sy hande. Hy moes leer om intellektueel te groei, emosioneel te groei. Hy het op verskillende plekke in sy lewe groei ervaar. En hier in die tempel het hy geestelike groei aanvaar en dit was sy heel gunsteling vorm van groei. Daarom as sy ouers baie bekommerd by hom kom en sy sê, weet jy wat julle bedoel nie, ek het die tyd van my lewe gehad hier by die tempel. Weet, ek was besig om te leer oor die woord van die Here, ek was besig met my vader se dinge en hy sê dit in kontras met sy aardse pa wat hom aanspreek. Hy groei. En daarom ook sy groei in die kennis van die wil en die uitleef van sy roeping. Jy moet onthou dat die evangelies gee vir ons regtig 'n kort deel van Jesus se lewe. Jesus was omtrent al 30 jaar oud toe hy met sy publieke bediening begin het. So ons hoor hier in die begin van die evangelies hy's gebore, dan hoor ons hierdie verhaal sê net maar van die tempel waar hy agtergebly het. En dan hoor ons eers weer wanneer hy versoek word in die woestyn en wanneer sy publieke bediening begin met sy preek wat sê bekeer jou want die koninkryk is op hande. Dis wat ons weet van Jesus se lewe is omtrent 2 of 3 jaar van sy lewe wat vir ons opgeteken is, nê. Want hy begin sy publieke bediening as hy omtrent 30 is en hy sterf weer aan die kruis as hy omtrent 2, 3, 34 is. So kort tydjie wat die evangelies opteken. So ons sien hierdie kort tydjies van hom eerstens sy baie groot ywer om te leer. Sy groot ywer om te vra en te groei in die dinge van sy Vader, sê hy self. En dan, wanneer ons hom hoor bedien, dan hoor ons, so sê my Vader vir julle. Jesus is besig met die koninkryk. Maar kom ons praat net nou nog oor hierdie 3 dae erediens waar Jesus was. Kan jy jouself indink, ek trek hier weg met 'n preek en ons gaan Dinsdagoggend huis toe? Nee, ek weet meeste van julle sal loop. Ek kan nie dink dat enige een sal bly nie. My vrou sal dalk oor ons met my karry is. Maar 3 dae lank, maar binne sy bewustheid van sy roeping, het hy die nood vir groei beleef. Hoor hierdie, dis baie belangrik vir jou. As jy nie bewus is van jou roeping nie, as jy nie jou roeping opeie nie, om te sê, ek weet dis waaroor my lewe behoort te gaan nie, as jy dit nie vat nie, gaan jy nie daai toewyding hê om te groei, om dit reg te kry nie. Dis soos wanneer 'n chirurg 'n operasie moet doen. As hy nie homself of besef het, ek gaan eendag iemand oopsny en hulle lewens gaan spreekwoordelik in my hande wees. As hy dit nie besef het, voor hy nog studeer het nie, dan het hy nie met soveel toewyding seker gemaak, hy weet hoe om daai persoon reg te maak en hoe om daai persoon in die lewe te hou nie. Jy kan nie werk en groei as jy nie eers besef ek is geroep nie en jy is geroep. Dis wat gemeente beteken, God se uitgeroeptes. En ons sien dit in Jesus. Bewus van sy roeping, daarom toegewy om te leer,
Ons hoor in ons teksgedeelte word daar vir ons gesê, deur Jesus se lewe heen in vers 52, het hy gegroei in wysheid, grootte en guns of aansien by God en by mense. Hy het gegroei. Volgens sy menslike natuur het hy gegroei, maar in sy geestelike natuur het hy opgegroei. En daarom dien hy dan as model vir groei vir my en jou. Hoe dien hy as 'n model? Hy het gewys hoe ingestel is hy. Hy weet, hy het 'n roeping en 'n taak om te doen. En hy groei daarin deur konstant besig te wees met die dinge van sy Vader. Terwyl hy 'n lewe moes lei soos ek en jy, onderworpe aan dieselfde druk, onderworpe aan dieselfde uitdagings, ek bedoel algemene lewensdinge as ek en jy. Jesus het 'n werk gehad. Dink ons ooit so aan hom, dat hy 'n man was met 'n werk, wat moes seker maak hy kan eet. Hy was 'n timmerman, ons hoor dit. In Markus 6 vers 3 leer ons Jesus self was 'n timmerman soos sy pa. In Markus 13 vers 5, Matteus 13 vers 55 word of ons geleer, sy pa was 'n timmerman, en dan hoor ons, hy was 'n timmerman, so hy het 'n werk gehad. Hy het 'n lewe gehad, hy was 'n besige mens. Hy moes goed doen, soos ons. Maar sy grootste prioriteit was sy toewyding aan die Here. En daardeur kon hy toegewy wees tot aan die kruis. Sy toewyding is so, dat hy self nie eers sou stop voor die gee van sy eie lewe nie. Dis Jesus se toewyding aan ons. Aan jou, wat dood was en in hom lewend raak. Die persoon en werk van Jesus vorm die basis vir ons geestelike groei. Hy's meer as net 'n model. Hy is die een in wie ons groei. Hy is deur die krag van die Gees die wysheid waarin ons groei. Deur die gee van sy woord die middel waarin ons groei. En binne in hierdie geestelike groei hoor ons dan Jesus sê, ek is ook die weg waarin jy moet groei. Matteus 16 vers 24, toe hy sê hy vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Jesus leef eers die weg waarop hy ons roep. Dit is wel wonderlik, nê? Dink bietjie hieroor. Hy het die weg eers geleef. Hy het seker gemaak, dis die regte weg. Dis die volmaakte weg. Hy het die weg neergelê. En dan sê hy vir jou, kom. Ek het gekyk na hierdie pad. Dis die enigste een. Dis die regte een. Kom agter my aan. Daar gaan bietjie moeilike optraanetjies en goed wees. Daarom moet jy jou kruis opneem. Daarom moet jy jouself verloon, want jy gaan my moet volg. Maar hierdie is die pad. Dis die regte pad. Kom, ek het hom uitgelê, ek het hom eers geloop. Dis wat hy vir jou sê. So wat leer ons in hierdie verhaal van Jesus oor ons eie geestelike groei? Ons leer oor ingesteldheid en toewyding. Jesus was ingestel op sy roeping, daarom het hy hom toegewy om te leer en te groei. Hy was 100% ingestel op sy verhouding met sy Vader, en daarom was hy totaal toegewy daaraan, selfs tot in die dood. En dit was nie vir hom maklik nie. Ons weet hy bid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, U wil. En wat kies Jesus om te doen? Hy kies om die wil van die Vader te doen. Hoekom? Oor hy ingestel was op sy roeping en toegewy was aan sy taak. Die volgende ding waar ons leer is, dis prioriteit, nie tyd nie. Ons het daai lekker lou verskoning, maar God sien dwars deur dit, nê. Ek het nie tyd nie. Ja. Dis prioriteit, nie tyd nie. Die koninkryk en God se eer was Jesus se eerste prioriteit, en daarom kry dit sy tyd. En hieruit moet jy leer, hierin moet jy hom volg. So daar's 2 woorde wat ek wil hê, jy moet saam met jou vat, en jy moet mee gaan leef. Wat die Here wil hê. Die eerste een is toewyding en die tweede een prioriteit. So om toewyding maklik te maak, om dalk te onthou, kan ons dit opdeel. Ek wend my na die Here toe, en my lewe is toe vir alles wat teen die Here is, vir al die dinge wat teen sy wil is. So, ek wend my na die Here toe, my lewe is oop vir hom, maar my lewe is toe vir die verkeerdhede. Wy is om jouself aan iets te gee, ek wy my aan die Here, ek gee my lewe aan die Here, en die ding waarvoor ek leef, is die koninkryk
van die Here. En by prioriteit, ek is nie 'n slaaf van my skedule nie. My skedule is my slaaf. Jy het 'n skedule gekry om jou te dien, jy dien nie 'n skedule nie, nê. En ons het dit bietjie begin omdraai. Ek is nie 'n slaaf van my skedule nie, my skedule is my slaaf. En dit wat ek prioritiseer, sal ek voor tyd maak. Ons sluit af met hierdie gedagte, dat die Here in hierdie verhaal van sy eie persoonlike groei vir ons leer, waarop jy jou instel, daaraan sal jy toegewy wees. Is dit nie presies wat die Here ook in ons gemeente se versie, Romeine 12 vers 2 vir ons sê nie? Daar staan, laat God julle lewens verander deur julle denke te vernuwe. Maar dit sê presies dit, laat God jou lewe verander deur jou ingesteldheid te vernuwe. Want as ek op dit ingestel is, dan sal ek my daaraan toewy. Maak jou gedagtes so vol van die Here se dinge, laat dit oorloop. En as die wêreld by jou aankom en vra waarmee is jy besig, sê ek met die dinge van my Vader. Ek is nie verdwaal nie, ek is tuis, besig met my Vader se goed. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg, dat ons op hierdie pad saam met U kan wees, dat U eers hierdie pad geloop het, dat U vir ons hierdie pad oopgemaak het, moontlik gemaak het, en dat ons nou die lewe saam met U kan doen. Ons loof en ons eer U daarvoor, en ons bid, laat U vir elkeen van ons die wysheid en die leiding en die krag sal gee, om in hierdie pad ook U te verheerlik, deur toegewy reg ingestel, U ons grootste en eerste prioriteit te maak. Ons bid so van die Here in Jesus se naam. Amen.